Julle weet die woord van die Here sê vir ons moet soos kindertjies word, né? Die woord van die Here leer ons dat as ons nie soos kindertjies gaan word nie, dan gaan ons nie die koninkryk van God te erwe nie. En baie kere, dan vergeet ons om soos kindertjies te wees. Maar die Here praat van daai geloof van 'n kindjie, né? Beteken nie ons moet ons kinderagtig gedra nie, ons moet volwasse wees in gees, maar ons moet die geloof hê wat 'n kind het. Nou ek gaan vandag vir julle 'n les aanbied. Wat vir kindertjies was vanoggend, en ek weet hy gaan nie dieselfde uitkom as vanoggend met die sondagskool nie, maar ek is seker daarvan dit gaan vir julle iets beteken. Nou ek gaan vir julle vandag sê, die preek se naam is, wie is jy? Nou ek kan vir jou vandag vertel wie jy is, deur jou hand te gebruik. Om vir jou te vertel, wie is jy? Tannie Corrie, Tannie is Tannie Corrie. As ek nou vir Tannie moet vra, wie is Tannie? Wat gaan Tannie my antwoord? Ek sal seker maar sê, ek is Tannie Corrie. Ok, wat gaan jy my antwoord dan? Mr. Isaac David. Ja. Wat gaan Tannie Judy my antwoord? Ek is Judy, ek is 'n kind van die Here. Ok, wat gaan Tannie Magda my antwoord? Ek is net Magda. Wat gaan Tannie Corrie my antwoord? Ander Tannie Corrie. Ek is net Corrie. Dit is al wat ons hoor. Jy gaan weet wie jy is, wat jou naam. Jy gaan weet waar jy bly en jy gaan jou ma en jou pa weet. Jy gaan weet wie's hulle. As jy ma en pa Nog het. gehad het van jou grootword tyd af, baie van ons, veral in ons tyd word ons sonder papas groot. As gevolg van die gebrokenheid van die wêreld gebeur dit. So baie van ons kindertjies vandag weet nie wie is hulle pappa nie, maar hulle kan verseker sê wie is hulle mamma, en as hulle in 'n gesin is, kan hulle verseker sê wie is hulle pappa en hulle mamma. So julle weet eintlik baie min van julleself. Ek dink julle weet wat julle adres op waar julle bly, né? Ook maar net. Ook maar net. Nou kom ek gaan vir julle vandag wys dat jou hele identiteit gaan ek vandag vir jou in jou hand se palm vir jou opskryf. Nou moet ek eers weer kyk hoe teken die mense hand, né? Hier is die palm, dan kom dit die duim. En dan is dit 'n vinger. En nog 'n vinger. En nog 'n vinger. Is dit nou 3 vingers, né? En dan die pinkie. En dan gaan ons weer af. Nou, dit is nou nie die mees volmaakste hand wat daar is nie, maar daar is 'n hand, né? Ok, kom ons sê, jy is hier, dis jou naam. Jou naam is hier geskryf. Oei, daar breek die kruit. Ok, so jy kan jou eie naam daar insit, as jy na daai hand kyk. Is maar 'n ou stompie duim, né? Ok. Nou het jy 'n hart. Het jy 'n harte? Ja, ook so. Hy sit mos hier in die middel van jou borskas, né? Ok, jy het 'n hart. Daar sê. En jy het mos 'n oog. Ok, jy het 'n oog. En jy het 'n neus. Nee, ek gaan eers die mond gebruik. Jy het 'n mond. Wag, dis verkeerd. Hoopelik smaal daai mond baie. En dan het jy 'n neus. Hierdie was vir my die oulikste om dit regkry om 'n neus te teken. En dan het jy 'n oor. Nou ons almal se ore lyk nie dieselfde nie, maar dis 'n oor. En dan het jy natuurlik 'n voet waarmee jy loop. Doinkie, 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 doinkie en groot doinkie, né? En natuurlik jou hand waarin ek jou vanaand vertel, wie is jy? Nou, Jesus kom en hy kom klop aan jou deur. Ok, kom ek vertel eers toe die mens gebore is. Toe die mens gebore is, het hy mos saam met God in die tuin gewandel, vir leer Genesis vir ons. Maar daar het 'n verskriklike tragedie gebeur, wat ons noem die sondeval. En ons kon nie meer met God wandel nie. Nou sit ons in hierdie wêreld en ons wonder wie is ons. Die rede hoekom ons wonder wie is ons, is omdat ons weggevat is van God af.
wat ons gemaak het. Maar Jesus het ons gekom en hy het ons die pad teruggemaak. En hoe het hy gemaak? Hy het kom klop aan ons deur sy harte en ons het hom oopgemaak en ons het vir Jesus ingenooi. So, hy bly nou in ons harte, deur sy Gees, deur die Heilige Gees. Né? Want hy kan ons nou nie met sy liggaam in ons harte inklim nie, so hy klim in ons harte in deur sy Heilige Gees. Onthou, dis jy daai, né? OK. Die woord van die Here sê vir ons, strome van lewende water sal uit ons binneste vloei. Kom ek kyk gou waar dit daai skrif neergepen. Dit is hier op my agterste bladsy. Johannes 7 vers 37 en 38 sê, en op die laaste dag, die groot dag van die fees is hier, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Nou die Heilige Gees is mos wyn. Die wyn verteenwoordig die Heilige Gees. Die Heilige Gees is wyn. Nie die wyn wat ons uit 'n bottel uit drink nie. Nie daai wyn nie. Die wyn wat ek van praat is die beeldspraak dat die Heilige Gees vergelyk word met wyn. Wat maak wyn met 'n mens? Hy maak jou lekker voel. Hy maak jou lag. Hy maak jou vergeet van die sorge van die lewe en van die probleme. Die verskil met die wyn van die Heilige Gees en die wyn van die bottel is dat met die wyn van die bottel, as die bottel leeg is die pyn daar, en as jy wakker word die volgende môre, dan is die moeilikheid nog al die tyd daar, as dan nie dalk meer moeilikheid is nie. Maar die Heilige Gees kom gee ook vir ons joy, en kom help ons om beter te voel oor ons probleme. So die Heilige Gees is in ons hart, en dit is Jesus. Nou, uit die Heilige Gees stroom daar water. Wat sê die woord? Strome van lewende waters. Daar stroom water. Ek gaan nie onthou gekeer kry het en gebruik. Water is mos blou. En daai water begin oor jou stroom. Wie se naam is daar geskryf? Dit is jou naam wat daar geskryf is. So hierdie water begin oor jou stroom. En begin jou nat maak. Begin jou vol maak. Totdat jy naderhand vol van die Heilige Gees is, afhangende hoeveel jy tyd spandeer om vir Jesus te leer ken en tyd spandeer in sy teenwoordigheid, word jy vol van hierdie water, hierdie Heilige Gees water wat uit jou hart uit begin stroom, want Jesus bly in jou hart. Begin jy al iets leer van jouself. Naderhand is jou hart vol van Jesus. Soos wat jy leer, hoe is Jesus, wie is Jesus, wat maak Jesus? Nou gebeur daar 'n wonderlike ding. Die woord sê vir ons in Galasiërs 5 vers 22 dat toe ons hierdie Gees ontvang het, toe Jesus in ons hart kom woon het, het ons die vrug van die Gees gekry. En die vrug van die Gees is liefde, blydskap. Ek het nie daai skrif afgeskryf op my tiknotas nie, ek wil hom net gou in die Bybel kry. Galasiërs 5 vers 22. Ek ken hom so half uit my kop uit, maar ek is bang ek sê hom verkeerd op. Ek wil hom in die volgorde opsê wat hy in die Bybel staan. Galasiërs 5 vers 22. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, vriendelikheid, selfbeheersing. Galasiërs, Efesiërs. Dis amper daar. Hy begin met liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Jy het dit. Jy het dit klaar. Jy moet nie wag vir dit nie, dis daar. Dit word deel van jou. En soos dit deel word van jou, begin jy kyk soos Jesus.
praat soos Jesus, ruik soos Jesus, hoor soos Jesus, stap soos Jesus. En hy word Jesus se hande en Jesus se voete. Maar met die skrif ons gee, jou oë sien soos Jesus, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. En dit is Matteus 6 vers 22. Dan kyk ons na die mond. Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Waarvan is ons harte vol? Is ons harte vol van Jesus? Gaan luister na jou praat. Jou praat sal vir jou vertel of jou hart vol is van Jesus. Hy sê vir ons, die ander woord wat hy sê, laat julle woord altyd wees met aangenaamheid, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle elkeen moet antwoord. So ons moet nie net vandag praat, ons moet eers hoor wat sê ons hart. Nou ja, ek lag ook nou lekker, want ja, ek is nou een van daai wat vinniger praat as wat ek dink. So, my neus, hoor wat sê die woord van jou. Onthou ons praat, wie is jy, né? Want ons is 'n aangename geur van Christus vir God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Ons is 'n aangename geur. En dan sê Efesiërs 5 vers, dit is 2 Korintiërs 2 vers 15, Efesiërs 5 vers 2 sê vir ons, 'n wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het en ons homself vir ons oorgegee het as 'n offergawe en 'n slagoffer, 'n lieflike geur vir God. Wil ons hierdie lieflike geur wees? Wil ons ruik na die wat saam met ons die Here dien, se lieflike geur? Want elkeen van ons het 'n geur. Ons ore. Die woord van die Here sê in Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Dit is wat ons met ons ore moet doen. Ons moet luister na God se stemme. Hoor dan wat sal ons hoor? Jesaja 30 vers 21. En jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg. Wandel daarop wanneer jy regs of links wil gaan. Dan kyk ons na die voete. Hoe wonderlik is die voete nie? Die woord van die Here sê vir ons in Jesaja 52 vers 7, hoe lieflik op die berge is die voete van hom wat die goeie verkondig, wat vrede laat hoor, wat 'n goeie tyding bring, wat verlossing laat hoor, wat vir Sion sê, u God is koning. Dit word weer herhaal in Romeine 10 vers 15, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Ons hande en ons voete word dan die werktuie van Jesus. Ons gebruik ons oë en ons mond en ons neus en ons ore om te hoor wat hy in ons insit, dat ons dit kan uitgee vir die mense rondom ons. So wie is jy? Jy is 'n koningskind. Jy is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, sodat julle die deugde sou verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. Dis 1 Petrus 2 vers 9 wat dit daar sê. Hoor nou die getuienis wat ons het, wie getuig saam met ons dat dit die waarheid is. Romeine 8 vers 16 tot 17. Die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus Jesus. Maar daar's nou iets wat ons moet onthou. Die kruis. Want Galasiërs 2 vers 20 gee vir ons die finaliteit. Die finaliteit van wie ons is. Die finaliteit van wie jy is. Jy is met Christus gekruisig en leef nie meer nie. Maar Christus leef nou in jou. En wat jy nou in die vlees leef jy deur die geloof in die Seun van God, wat jou lief gehad het en homself vir jou oorgegee het. Ek wil net sê, ek lees die skrif verwysend na jou toe,
Dit sluit my ook in. Nou gaan ek kom lees na my toe. Ek is met Christus gekruisig. En nie meer ek leef nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad en homself vir my oorgegee het. Dis natuurlik Paulus wat hier praat, wat hy na homself as persoon verwys. Maar dit is op elke ene wat Jesus in sy hart ingeneem het, van toepassing. So wie is jy? Tannie Corrie, wie is jy? Dis Jesus se kind. Amen. Mr. Isaac David, wie is jy? 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom gekoop deur die werk wat Jesus op die kruis gedoen het. Jy is nie sommer maar net nie. Jy het nie maar net uit die hemel uitgeval en nou is jy daar in die poeps, wat moet jy nou maak nie? Jy is 'n kind van die Allerhoogste God. Dis jou identiteit. Dit is wie jy is. En hoe meer jy vir Jesus leer ken, deur met hom 'n verhouding te hê, deur Bybel te lees, te bid, met hom te gesels enige tyd, enige plek, begin die waters van lewende water in jou instroom en dan gaan dit outomaties uit, want iets kan nie in iets, onthou ons is 'n tempel van die Heilige Gees, so iets kan nie hier instroom en dan gaan jy verstop raak, as dit nie iewers kan uitstroom nie. So dit stroom uit deur wat ons sien en wat ons daarmee doen, wat ons praat en wat ons daarmee doen, wat ons ruik en wat ons daarmee doen, wat ons hoor en wat ons daarmee doen, en dit maak ons hande en ons voete die werktuie van Jesus Christus. Prys die Here. Nou weet ons wie ons is, ons hoef nie meer daaroor te twyfel nie, en as die vyand vir ons wil kom vertel, die dag as ons nou 'n bietjie iets verkeerd gedoen het, en hy wil vir ons kom vertel, nou maar, nou vertel jy is nou dit alles, jy is nou 'n koningskind, kyk nou wat maak jy, dan weet ons het 'n voorspraak. Jesus streef ons in, en God die Vader kyk na ons, deur die werk wat Jesus vir ons op die kruis gedoen het. Prys die Here. Kom ons maak ons oop toe. Dankie Here dat ons weer vanaand kon hoor. Wie is ons? Wie is jy? Here, ek vra dat hierdie woord vir baie mense die sekerheid sal gee. Dit maak nie saak wat se omstandighede nie. En maak nie saak of hulle nog stikkend is en of hulle op pad is iewers heen nie. En maak nie saak of hulle nog dinge doen wat U nie 100% behaag nie, Here. Maar dat hulle sal weet, U die prys betaal, U het hulle kom verander, Here. U het hulle teruggebring na die stand toe, want U sê in die begin van die Bybel sê U, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis, Here. En dit is wie ons is in Jesus se naam. Amen.